Good day and welcome back to another episode of After the Amen. Today, as you can see, we have guests on the chairs. Today, I have with me a very special guest, two very special guests. We have Ridwan and Keegan. So, what's going to happen today is going to be, we're going to have a conversation with the two brothers. They will say the testimony. Ridwan is going to say his testimony, where he's been, how was his journey, starting from a young age, how what brought him to the point where he wanted to surrender his life to Christ, how the Lord saved him. So, and Keegan is also going to share a few of his testimonies. I do believe both of these testimonies will save souls. I know, I trust and believe that you will be touched and be moved by these testimonies, because the Bible says, a levende getuie red levens. So, welkom, Ridwan, welkom, Keegan, and you guys know Andrea. So, can you start, like, how was it being a young child growing up in Cape Town, in Mitchells Plain, in the Cape Flats as we know it according to the newspapers? How was it growing up in the circumstances with gangsterism, these people being the people you in the community as young boys look up to? Where did it start? How did it start? Ik heb groot geraakt samen met mijn ma. En toen ik mijn oor uitviel, toen zie ik dat mijn ma is getrouwd met een man wat in mijn pa is. En toen ik weer uitvind het, toen zie ik, die man is onder mijn ma uit. En toen blijkt mijn opa op dezelfde perceel met mijn ma gegaan. En wel... Hoeveel was je nou weer? Ik was nog een kind, dus ik kan maar zeggen, ik was like 7 of 8. Wauw, zo jong. Ja. Yes. En waar heb je groot geworden? Ik ben groot geworden in Bishopleiders. Oké, zo daar het begin. Daar het begin, ja. En toen heb ik uitgevonden dat niemand vertelt me van mijn eierpa niet. Ja. So, ik raak groot zo'n opa. Yes. En wel, als je groot raakt zo'n opa, het is nog niet meer opa, je aunties en je uncles. En dan niemand guide voor jou niet. Yes. Because ik is mijn opa's kind, ik is mijn auntie's kind, ik is mijn ma's kind en mijn pa's kind, maar hulle is niet daar. Ja, so je is ook maar nou net daar. Ik is maar niet daar. En terwijl ik zo school loop, ik heb school gegaan, mijn ma had me in de school gezet, ik is op die primary school. En het is daar wat ik beginnen, hoe kan ik zeggen, wat ik beginnen vrienden. Yes. Bij vrienden op de school, dat ik beginnen roep samen die vrienden op een jong ouderdom. Ja. En toen beginnen ons de bank. En toen beginnen bank en toen raak ik baie goedes van my leer. Zij kan bank, zij kan roep, zij kan, en toen begin ik te lieg. Yes. Hoeveel was je op hier stadium? Op haar stadium toen was ik nog zeker 10, 12, daarom. Sure, dat is baie jong. Dus ja, Dat is baie jong. Yes, but of course. En toen, dat ik weer mijn oor uitviel, dus ik heeltemal uit de school uit. Op een baie jong ouderdom. Ik heb uitgegaan uit de school uit, dus ik sta het 4. Sure. Dan het 4 gaat 6. Ja. Yes, dan het 4 gaat 6. Toen ga ik uit die school uit. En toen ik nog uit die school uit is, en toen raak ik nog betrokken met die vrienden. Maar nou is het niet meer die schoolvrienden, nou is het bendes. Because van mijn neefjes as bendes, en omdat ons familie is, nou vat hulle my sommer net saam. Ja. En dat is nog makkelijker, ik ken ons nou, ons family. Ja. En terwijl ik samen met hulle betrokken raak, toen raak ik nou familiar met die drugs wat hulle verkoop. So, as amper soos, daar certain levels van, as jy groot raak in 'n community in, dan het vat jou naar levels toe. Verstaan? Je gaat ook dieper. Dat is de fases wat het gaat. Het begint bij schoolbank, het begint bij de... Het begint zo klein. Ja, het begint baie klein. Op het einde van die dag, dan raakt sy kon laat in die huis in. Sy begin nou sommer te drink. En sy begin nou meisjes te kry. En allemaal die klomp goed is. En dat het net zo, alles net zo opgestoot. Dan hulle vir my agterna gesê dat by reis, soek jy nie vir jou nie, gaan na sy vanaand kom, gaan na jou vriende toe, gaan eet by jou vriende, gaan slaap by jou vriende. Ek iets vraag, so
basically van niemand het vir u geleer nie of geguide nie. Soos hy het hulle vir u gereprimand. Okay, As u miskien nou, byvoorbeeld, hulle het miskien nou uitgevind, u het gebank of so, of sulke goed, het hulle vir u ek gereprimand. het een keer toe ek uit die skool uitkom, en toe sê my oom sê net, en toe vat ek gou eentje toe, toe ek weer my oor opbak, toe staan hy vlak voor my, toe sê hy vir my, maak dood hy eentje, en ek het sommer op, het sommer die eentje op, daar is wat hy vir my gesê, toe sê ek kan ons die eentje op, dit is aan twak, en toe vat hy vir my haas, en dan die ket het toe, ander vrou wat altyd so lief is het vir my, en of hulle gesê dat, julle moet nie kind so slat, julle moet nie kind so die nie, julle maak hom net erger en erger, toe julle aangaan, maar hulle het vir my gekoop, hulle het vir my gegee, hulle het vir my kos gegee, hulle het vir my, dis my familie, maar hulle was happy, met die dinge, met die goed wat ek nou met betrokken is. Ek het nog 'n vraag, hoe het u gevoel in daai tyd as kind, want u ma en pa was mos nog nie regtig teenwoordig nie, maar toe dit nou alles gebeur, hoe het u gevoel dan? Het u gevoel, rejected gevoel? Want even though daar is 'n familie, hulle koop vir u, hulle sorg, u is in 'n skool gewees, nog steeds, hoe het u gevoel? Okay, wat ek kan experience, wat ek nog altyd kan onthou, is dat ek het nooit rejected gevoel nie, because my oupa was die ene wat altyd vir my gecover het. Hy het vir my altyd gecover. So ek het nooit rejected gevoel van my ma, of my pa, of my uncles en aunties. You see? Because hulle het gewerk en hulle het vir my gesorg. Maar as dit ek het gediscover, ek is op 'n verkeerde pad. So u was basically, u was rebellious. So u was basically rebellious, want soos ek het kan sien, sorry dat ek gaan ook diep in, because want die ding is, because daar's baie kinders met omstandighede, die ondersteuning van die oupa, hulle sorg vir u, maar my ding is, why were you still so rebellious? But the thing is, wat ek kan uitluister uit die stukkie wat Bog getel het, is die environment, is die vriende. So ongeag jy uit 'n goeie, even though is nou nie 'n perfekte huis, maar daar was provision, daar was care. Ek kan nie sê jy was geneglect met kos of so, daar was ondersteuning, maar die vriendekring en die environment, growing up in that state and be believers, so die gangsterisme wat jy daagliks sien, die gebankerij, die robok, even die invloed van die neefies, die invloed van hulle, en onthou, ek weet, dat ons jong seuns, veral in die Kalle community, miskien ander communities ook, ons jong seuns kyk baie op na die groter klonge, hulle kyk op na hulle, en as hulle dan toe loop, was amper so hulle agtervolg vir hulle, en hulle wil sien wat hulle doen, en later as hulle sien wat hulle doen, so, dat is exactly wat gebeur, because sy wil nie voel, sy's, hoe kan ek sê, sy's an outcast, you don't want to feel that, so you want to be with this. So that is how you felt at that time. Because hoekom u gedoen het wat u gedoen het, u wil nie 'n outcast wees nie. Hy is exactly, kyk, nou dat ek heeltemal uit dit is, nou kan ek terugkyk op my lewe en ek kan dink, so, hy was die rede hoekom allemaal die goedes gebeur het, verstaan? Because I can tell you, it was not my parents, it was not my grandfather, it was, but there was just something that, wat vir my net laat rebel het, soos hy nou gesê het. But maybe, you sê nou dit, maar miskien, is jou keuses, but maybe deep down, what led to that rebellion, maybe, is miskien die root van die ouer, die lack of fatherhood, of the guidance. Miskien het toe onaardig in 'n rebellion, sonder dat hy het weet, I don't know. Ja, kyk, die root van dit. Ek dink dat, toe my biologiese vader, nie daar gewees het vir my nie, die ander man wat my ma en getroud gewees het, ek is sy biologiese kind, so, hy kan nie vir my, kan ek sê, in 'n regte rigting inlei, ek is maar nog nie daar, because hy is getroud met my ma, you understand, en, van daarvan af, toe my liefje van my wegvat,
Bredasdorp toe. Bredasdorp was wonder. Van die Bishop Lewis. Dan Bishop. Toe, hoeveel is woon nou Okay, Bredasdorp? by die tyd was ek nou 14, 15. Sure. Okay. En toe gaan ek Bredasdorp toe. En toe ek in Bredasdorp kom, en toe vind ek uit, hier is 'n smokkel, hier gaan smokkelry aan, hulle smokkel drugs en hulle smokkel wyn hier. So ek is nou hier saam met hom en ons het nou smokkel. En oeps, as ek daar binne in hy truiten. Ja. En daarvan af begin ek nou drugs te smokkel, wyn te smokkel en sulke goedes. Tot ek was seker so 'n jaar, 2 of 3, 4 jaar was ek in Bredasdorp. Sure. Toe breek daar 'n fight of wat iets. Toe gee hulle vir my 'n kan. Sure. En toe skiet ek die man in die voet in. Ja. Sure. Toe skiet ek die man in die voet in. En van daarvan af, en toe gaan ek tronk toe. Vir die. Vir Was hy die eerste keer wat jy 'n gun in jou hand gehad het? Die eerste keer wat ek sommer tronk toe gaan. Ja. Kyk, as altyd die eerste keer van alles. Yes. Verstaan? Nou is ek nou 'n jong, ek is nou 14, 15 en ek is nou betrokke met mense wat ek eers ken. Die is baie 'n groot gang, maar ek ken nie van hulle nie. Ek ken net jou liefie en die mense met wie sy nou hier betrokke is, maar sy weet nie. Beland sommer daar by hulle uit. Wat ek tronk toe gaan en toe kyk as amper so die desires van tronk toe gaan en sy wil TV's en sy wil dives en sy wil 'n gangster, sy wil 'n nommers en goed. Die goed is alles gepaard met wat die vyand geprobeer het om vir my te destroy. Ja. But I didn't know it because why? Ja. Even though ek het opgegroei in die sonnaskool en die huis van die Here, daai goed is feit alles weg. Ja. Het feit alles weg. Nou is hy binne die wêreld, is betrokke met die dinge van die wêreld en nou is hy sommer in dit. En terwyl sy in dit is, dan sê dit is jou lifestyle. Ja. En dit is glad nie. En dit Jou is lifestyle. dit is u identiteit. Dit is wie u moet wees. Ja, dit is literally wat Dit oor jou is kom. me, dit is me, dit is hoe ek moet wees. Dit is wat ek bestem is om te En doen. die amazing part is net toe ek vir my eerste keer bevind in die tronk en toe's hulle almal ook daarso. So ek het nooit niks oorgekom in die tronke nie. Dit was die covering wat oor my gewys het vir my laat survive in die tronke. Literally. Die relationship wat Bono het met die gangs buite. Of Ja. mense, so hulle ken mense binne in die tronk Yes, because die tyd toe ek tronk toe gaan, toe's hulle ook almal saam. Okay. So hulle ken al die tronk, so hulle wys nou vir jou ook, verstaan, hoe werk dit hier in die So tronk. Bro was in die Boudaars daar iemand geskiet en daar vanaf tronk. Daarvan af, ja. Sure. En daarvan af, kyk, ek het seker soveel 4 jaar gekry of iets. Sure. Ja, 4 jaar. Was die bro 18 jaar daar? Nie, toe die court moes gewag, Okay. toe die hof, omdat ek Ja. 'n jeugdige is, Ja. toe het die hof gewag, tot ek 18 word, Sure. voor hulle vir my Ja. so by huis toe gestuur. Okay. En toe ek in die tronken kom, toe gaan ek mos nou Helderstroom toe. En daar, toe word ek nou betrokke met die nommerskap en In die goedes tronk. in die tronken. En van daar af, toe gaan ons Brandvlei toe. Toe ek in Brandvlei kom, en toe brand ons die tronk af. So, like regtig. Waar? Ja, As Hoe hoe dan is- as like amper soos Die gang fight. nee, is 'n Een toi game fight. dan. Wat is dat? Ja, Wat hulle doen? Hy was in die tyd in van toe Mandela uit die So, okay. wow. Dit was daai tyd. Ja. Dit was 1994. 1994. Oh, okay. Yes, Ik was nog niet geboren. Ik was 2 jaar oud. Ja, Ik was nog niet geboren. Ja. Ja, Oh, so dit is nog so nog gaan om daai of politiek. ja, dit begin oor daai brand almal in dieselfde in brand hulle die kamers en goed, hulle steek die matras aan die brand. Toen escape allemaal nou. Nee, sy kan nêrens escape nie. Al wat die bewaring dit kan doen, hulle kan kom opsluit anders te brand almal dood in hy selle in. En toe word ons almal weer verplaas na waar ons gekom het. En toe steel hulle vir ons weer terug. Vir Helderstroom toe. En van Helderstroom toe steel hulle vir ons Hawekoort toe. Toe ek op Hawekoort kom, toe sien ek veel souvenirs van Parel, van Wellington,
En toe sien ek vir jou juveniles. Ek praat van kleinere, as ons 'n jeugterm sê, 'n jeugsentrum. So in 'n jeugsentrum, daar is van die ouds van seker 12 jaar oud, 13, 14 jaar oud af. Ek weet nie, Tot maar 18. dit was dat juvenile sentrum en dit was weer die mekaar. Ja. Ons het literally een keer gesit in die kerk en hulle roep ons vir jou om kerk toe te gaan by die saal. Daar is wat in die selle in bly soos ons gaan. Daar bly 'n paar in die selle in en dan kom ons uit en dan die dag ons sit nog so in die kerk en luister. Ons moet nou net uitkom en ons wil hier buite wees. Ja. Ons wil kyk toe hulle kom hier ons. Net 'n bietjie uit. En toe ek kyk uit is, toe hy paaste seker weg is en toe sien 'n klompie 27's en 26's en 28's. Is die nommers in die juvenile sentrum ook? Is in die jeug? Ja. En toe ons nou binne in die binneplaas aankom, toe hoor ek net Marubang. Wat beteken hy? Is amper soos a force van 'n gang fight wat nou gaan start nou. Verstaan jy nou? En hulle sê Marubang en die mense al messe uit. En hulle zaag mekaar, hulle stik enige ene en ons en die tyd die was op Habakwa gewees. Ek moes daar het 4 skool het. Toe gaan doen ek hoe kan my matriek. Toe die tyd toe doen ek hoe kan my matriek ja. Nou hulle ken vir my die kapteine en die kapelane en goed is. Toe hy dan uitbreek. Toe kom hulle in die binneplaas, toe roep hulle sommer eers vir my, Ridwan meneer, kom, gaan pak jou goedes, enkels julle toe. Toe kan ek eers my matriek klaar gemaak het. So hulle het nie so vir u gedink as nou u wat dit begin het. Ja, kyk, ons het mos op betrokke met gangsters, maar ons was ook by mekaar met die activities van houtwerk, matriek klaarmaak, welding, allemaal want daar is hy goed in die tronk. Yes, is available. Toe mos ek die hele ding op. Maar u was deel van die Ja, ek was deel van die bende. Ek het geap. Ja, ek moet nog weet, want ek dan, as die vrede die broer actually, die kos gedoen het, like, ek nog gedink, okay, miskien het hy nog verander, miskien het hy bietjie verander, maar die het dan nou saam geap, maar op baan gesteek. Ons het sy as amper soos, ons het nie geweet. Dat gebeur nie. Die mense het nou... So jy moet net vir jy defend in hy moment. Ja, nie, het was eers van defend, because when sy is like, sy is unarmed, sy ja, jou lewe is letterlik op die speel, basically. Maar ek weet nie, het dit so gebeur, dat ek geskyp het, en toe roep hulle sommer eerste vir my, en toe hulle kom binnen die binneplaas, en hulle roep sommer vir my eerste uit. Dus geen broer weet nooit, hy was miskien die beskerming van die Here ook. Ja, ek was baie keer beskerm gewees. Because ek het eers vir julle vertel van die tyd toe ek in Bishopblywers was, by hulle harte gegaan het, hoe hulle geskiet het op my leven. Ja. Hy is voor ons in Obra daar. Hy is voor daar. En die was broer nog 14 jaar oud. Ja, die tyd, hoe hulle vir my nie, nee, die is toe ek uit nou gekom het, na alles, na die tronk. Toe gaan wat gebeur in die tronken was, ek het vir my bekeer. Okay. Toe ek vir my bekeer het, en toe kom ek uit. Ja. En toe dien ek nou die Here. So hoor daar. Toe dien ek die Here. Ja. Maar somehow, en toe die wêreld vir my weer ingetrek. Maar kom ons gaan gou terug. Hoe het u tot bekering toe in die tronk gekom? Was dit omdat mense diens kom hou het, op preek het? Yes, especially op Helderstroom. Ja. Op Helderstroom. Het ons altyd, ons even 'n mensgroep, 'n kwaaie ding het ons gestig binne die tronk. Ja. And it was so nice that time. It was really. En die Here gedien het so. It was really amazing. Maar toe ek nog uitkom, en toe het die begeertes van die wêreld, die zone, die klaps, allemaal die klomp goedes, tot die duivel vir my nog weer teruggevat het. Yes, ek kan imagine. Maar in die tronk ook, die is nie available nie. Jy gaan kerk toe, jy is amper soos jy is basically afgesonder van die wêreld. Jy kan fokus op jou journey met die Here. Daar is die temptation wat buite is, van die klap en die joy en die vrou en alles, en nou kom jy uit
nou is dit like, as jy sterk genoeg as 'n Christen om daai te weerstaan. Ja. So daar kom die hele vraag in. En hy's mos nou ook vry. Yes, Freedom. ja. Ja, Yes. Nou jy nou die keuse. So kan jy alles doen. dat is ook Yes. vir hulle sê, zoals ons pools moet gaan, as ons gaan military Ja. doen, dan kan ek literally vir hulle sê, Yes. dat is van julle, Ja. wat nou vandag is, soos dit, as julle uitkom, Mm. dan gaan julle weer terug na julle activities toe, Yes. because I've done it, Mm. I know I've experienced, Mm. so ja, toe ek uitkom, en toe het ek begin te werk, en in die tyd en toe ek werk, en toe kry ek mos nou 'n job in Barren Island, en dis waar ek trein begin vat het, Ja. en dis waar ek die woord van die Here Wow. begin That's verkondig. Wow, die treine. So nou, ek gaan net follow. So ek was by Dalsdorp toe het behoort daar Daarvan in die tronk, stryd in die tronk. yes, Uit die tronk nie, toe kom broer weer Kaap toe. toe kom ek weer Kaap, toe kom ek eens toe. Alright. Bekeer in die tronk teruggekom, weer in die werk gegaan. Weer nie weer. Weer gekry toe wanneer een of weer die Here gevind Ja. op die trein. Van En wat? nee, toe ek mos nou uitkom, Yes. toe dien ek nog altyd die Here. Okay. Maar somehow, toe het die wêreld my nog weer ingetrek. Yes. Verstaan? En toe die wêreld my weer intrek, dus ek betrokke weer met die wêreldse dinge. Maar toe was dit nou erger. Toe Toe was sien ek die dinge wat nou aangaan, Okay. is ek, toe was ek 21. Okay. Toe sien ek die dinge wat nou aangaan, is nog erger. Voorheen. Voor ek tronk toe gegaan het. Ja. Verstaan, die gangsterisme, die mense wat doodgeskiet word, die mense wat tronk toe gaan vir jare en almal die klomp goeders. En toe dink ek moet vir my onttrek. Mm. Alright. So hoeveel was u toe u nou Okay, onttrek het? ek was nou seker toe ek uit die wêreld kom, toe ek 21. Toe ek uit die tronk kom, toe ek 21. En toe ek nog weer binne in die wêreld in, Mhm. verstaan, weer binne in die wêreld in, weer. En van 21 tot 28 jaar oud. Ja, so 7 jaar was ek 7 jaar. vasgevang in So. bende. Ja, toe raak het vir my erg. Toe Ja. kyk ek, toe is daar nou tik, daar's unga, Ja. daar's Mm. cocaine, Daar's daar's rocks. almal die klomp goeders, rocks, en ek het die goeders alles verkoop in Oh, Seapoint. so u was Ja, so een u verkoper. mm. Ja, Smaak. ek het dit verkoop in Seapoint. 'n drugsmuggler. So u was 'n drugdealer. Ja, ek het dit verkoop in Seapoint. Die Seapoint het hulle vir my amper mors doodgeskiet Ja. van drugs verkoop. En dis ook bendes en goeders. En Belham het hulle vir my amper mors doodgeskiet. Ek het literally elke tyd as hulle so op my geskiet het, ek praat van op my, Ja. en ek skep ek uit bullets, net so ek skep ek uit bullets. So. You know why? Because why? Toe ek klein gewees het, dan het God altyd vir my 'n droom gegee. Hulle skiet my, jump ek so oor die draad, as ek oor die skool se draad, as ek oor die skool se draad jump, en dan skrik ek wakker. Ja. Weet jy wat beteken dit? Dat het toe ek so weggehelp het van die skool, daar het God hulle vir my gewees. Die moment sy begin weggehelp van die draad, af, dan gaat hulle nou skiet in die toekoms. Ja, that's Ek het dit nooit verstaan nie. En Yes. altyd het ek ook droom, ek as hulle my skiet het, ek spring oor die Ja. skool se draad, maar dan skrik ek wakker. Daai droom wys ook net Wow. is wat die skrif sê, die Here ken jou toekoms. Ja, Like hy ken die toekoms. Dis ook nie wat hy wil gehad het vir u nie. Dis nie die toekoms of die plan van u lewe wat hy het nie, maar hy wys ook vir u wat in die toekoms Die gaan skrif sê gebeur. mos, I will show you great and mighty things that you have not known. Ja. So he makes it known to you for you to know what is ahead. Yes. You know, but if we don't take note of what Yes. God is saying or wants us to Yeah. know, then that is where we also derail from the plan of God. Maar die Yes. Here was al aan die pad. Alipad, Even yes. deur hy En hy- primary, even in sy rebellion, die Here Yes. was nog Ja. altyd met en hom. hy sien wie as dit. Mm. Weet jy wat het gebeur? En hy sien wie as dit. En toe gaan toe ek weer my matriek. Sure. Even though u in die bende En is. nie toe ek dink. O, nie, toe na die 7 jaar Ja. nou. toe ek klaar met Ja, die bendebedrywighede. Maar God het vir my die droom gegee. God gee vir my nog die laaste droom van die bendebedrywighede. Yes. Ek droom en daarop ek om die building, amper soos die buildings hier op die tafel, dan kom die bullets na my toe. Dan loop ek om die bank, dan zaag die bullets aan my. Oral waar ek haloop, as ek kyk, as ek hier kom die bullets, So, toe haloop ek binne in 'n hoekie en toe kan ek nergens gaan. wow. Toe kom die bullets almal stryd na my toe. Sure. Maar in die drome trek ek die jacket uit. En ek Sure. gooi die jacket so in die lug.
En allemaal die bullets gaan naar die ticket toe. En Ja, die ticket explode. En Jesus. as van daar af te wys God so met die gangster is 'n ticket van jou. Die Halleluja. drugsmokkel, die ticket van jou, almal die goeie Ja. bullet is gonna explode. Halleluja. And since that time, I never went back. So jy daar die Wow. droom gekry. 20 years now. Halleluja. Jy het droom Wow. gekry en dit was die turning point. Ja. Die Here het stryd met u gepraat. 360 Reg, degrees. ja. Wat ek admire van u is nie dat u het droom gekry as 'n waarskuwing en u het die waarskuwing gevat. Ja. Sommige mense sal nog steeds aangaan en Yes. dink ag, is maar net 'n droom, Yes. maar u het besef die ernstig van hy droom Ja. en dit is wat ek admire. Ah. Sure, that is powerful. En nou na daai, dit was mos of buite toe So I checked it explode. Almost like a year after that, someone came and invited me to the church for the very first time after a very long time. Ja. Sure. Boy, after a very long time, in that 7 years Wow. or in that 14 years, Yes. that I was busy with gangsters Yes. and drugs and Yes. stuff. Terwyl jy buite Nobody- was. Terwyl jy buite was. Terwijl ik Uit die tronk. die 7 jaar uitdruk mos in nou. Ja. Ja. was niemand naar mij toegekomen Ja. en Te vir my invite. invite. Sure. kerk toe neem. But since Ja. that dream, so after that dream, someone came Ja. and invited me to the church. Sure. Wow. And that time, when I went to the church, I will never return back. Ja. Sure. Jo. And now it has been 20 years. Sure. Sure. So now I know what it is to go to someone Yes. and to invite that person. Yes. Dit is wat ek ook wil by kyk hoe belangrik is dit vir 'n Christen. Om mense te Mense wat die Yes. Here ken, wat die Here dien om uit te gaan, Om uit om te vir gaan. mense te nooi, om mense te vertel van die Yes, Here. yes. Want Very want important. u was vasgevang, Yes. Here was de mekaar Yes. en dit was omdat daar mense in die tronk. Kyk hoe belangrik is evangelisme, mense in die tronk kom bedien en dis hy u hart vir die Here gegee het. En kyk iemand het vir u ook genooi. Die Here het iemand gebruik om u te nooi na die Yes. kerk toe. So Die Here gebruik iemand. Ons moet dit onsself verwyder. ja, maar dit wys wat vir my uitstel, dit wys net die belangrikheid van 'n Christen. Mm. Dat Op ons die het 'n werk, purpose. Yes. Yes. Jy kan nie die Here vir jouself hou nie. Jy moet mense gaan vertel. Jy moet uitreik na mense toe. Yes. Jy moet mense gaan nooi kom wanneer jy weet hoe nodig hy persoon Yes. het. Dit is wat hy nodig het. Hy moes in 'n kerk Yes. gekom het. Kan ek ook vir Bro vra? Bro was mos nou deel van bendes, right? Hoe is dit? Hoe wil hulle hoor van die Here? Like, as hulle en hy is in hy omstandighede is, wil hulle hoor, wil hulle hê mense moet kom en kom praat van die Here. As hulle open vir dit, van onthou, dis altyd so, like, sal die mense nou luister, of moet jy net gaan in 'n woord los vir hulle, of wat, as hulle in hy omstandighede is, wil hulle dit hoor van die Here, of Okay. Baie Kan ek interessant. het so stel? In my case, Ja. there was altyd mense wat gevra het, maar kan ons nie vir julle bid nie? Ja. Ek sal altyd gesê het, kom, ons laat vir ons bid hierso, because I know the you, word, yes. I know the gospel, since I was at child Ja, in ja. Sunday school, Ja. dan, maar as sekere van hulle wat amper so te sê, 'n low self-esteem Yes. en wil dit stel nie belang Stel aan nie Ja. nie vir my bid nie en almal hy verstaan, but it is very important to ask, kan ek vir julle bid? Kan, yes. Because Ja. daar was tye, né? Dan as daar kyk mense by hulle pas sê, brother, bid maar vir ons man. Bid maar vir ons brother so. Ja. You understand? Wow. So some of them they want to come out of that They captivity, really, but they don't yes. know how to come out. So Yes. now you are saying it's important to ask. Al wil hulle nie soos jy nou gevra Yes, het, yes. even though ons nou You know dink, what it means to be Yes. a want sommige van hulle gaan nie uit hulle eie uitkom nie, so Om te dan moet vra, jy ja. as 'n Christen moet jy vra, kan ek vir jou bid? Yes. Maar kyk brother the ones, hy het ook 'n encounter gehad in die tronk. En die tronk, so Ja. die woord wat You know, geken. ek dink is dit vir hulle vertel van hy die tyd toe so in die tronk en is toe die Here vir jou die met die Bybel so Okay. openbaar. Okay, this is also another revelation that I received from the Lord for the very first time. I forgot to tell you about it, but my nephew, there is a Muslim. He told me because I knew the Bible, there was a Bible there. I always read the Bible,
early in the morning or so. Yeah. But I was still busy with my thing here. Answers and Yeah, whatever. yeah. But dan sê hy, dan kom hy verby my en sê vir my, hy Bybel gaat my jou help. So. En dit was nog Toe hy nog in die tronk kon as. Ja, toe soos in die tronk. Hoe was die neefje in die tronk? Ja, Oh, okay. toe sê hy vir my, die Bybel gaan nie vir jou help. Elke tyd dan vereer ek vir my vir hom, as smit ek sommer die Bybel aan een kant. But what I didn't know, Sure. een aan, all was sleeping. And while I was sleeping, toe discover ek hier kom 'n buitengewone teenwoordigheid van God. So. Ek kan literally, as ek moet uit sy weer uitsgeet het, of ken sy geet het, en hy heilige teenwoordigheid wat hy aan oor my gekom het, sal het seker weggegaan het, because ek het nog nooit so 'n liberty en 'n glory gevoel, wat ek nog ooit gevoel het in my hele lewe nie. Daai aan toe wys God vir my, ek is Jesus, ek is God. Ek sê, Here, ek weet nie of die engel is of God of wie dit is nie, maar ek sê, Here, U bestaan, Here. En daai aan, ek sê, Here, U bestaan. Here, U is God in die Bybel. Dat gaan vir my help, dit is die waarheid. Daai aan, en toe voel ek 'n glory, wat ek nog nooit ge-experience het nie. En U weet, hy is Here. Hy is in die tronk. Ja, powerful. Kyk, tot waar kom die Here? Ja, tot waar kom die glorie van die Here? Het maak nie saak waar hy is nie. It was something else. It was, Here, hy's dit is 'n glory. Yes. Kyk, die Bybel sê, your glory covered the heavens and the earth is full of your praise, but that glory that I felt, it was not a feeling, it was not my emotions, ek het nie van my verbeelding, it was real. It was encounter. En you know, en hy het ook vir my vertel, toe hy uitkom uit die tronk uit, en hy is nou buite kan nou, en hy is nou weer vastgevang in die bendes, en you know, sy dingetjies wat hy doen. Die tyd toe sy wil biere gaat kom, en hy sê, ja, toe sy biere ook met die girlfriend. On my way to buy 4 beers. Maar dat is toe, jy het 'n encounter gehad met die Here, toe kom jy uit. Toe kan hy vir die nie weer. Maar na die encounter, as jy nou. Ja, die was net so kort voor ek van my bekeer. Die was in, kyk, alles het so gebeur, step by step. Wat elke tyd as God vir hom aan ons openbaar, dat het ons die tendency om terug te gaan na die wêreld. Ons vergiet wat gebeur. So this time, ek was op pad om 4 biere te gaan koop. En in die tyd, ek het 'n 40 rand gehad. In die tyd, het ek so biere nog baie cheap. Ek het 'n 40 rand gehad. En toen kom ek hier en ek loop, en ek as op pad om die biere te koop, ek het net die 40 rand. Ek het niks ander geld nie. En hier staan 'n 1400 bakkie wat dan met 'n klomp boeke en Bybeltjies en Bybels en goedes op, en ek koop op en ek vra maar hy man, ek sien as Bybels en ek vra meneer, wat is die? Wat verkoop meneer hier? Hy sê vir my, is Bybels meneer? Ek sê nou, hoeveel is die Bybels dan? Hy sê, is 40 rand. Ek sê nou, vir hoe kost het dan 40 rand? Hy sê, het gaat vir jou help, is 40. Ek sê nou, meneer, nou deze 40 rand. Ek koop vir my die Bybel. Without knowing that I am called. The Lord is calling me. He's calling me. God het vir my geroep, sonder dat ek weet, dinge het gebeur, divine en prophetically, sonder dat ek weet. Amen, het is, En toe, wat sê die girlfriend nou, toe eerder die bier Sy was kwaad, sy het gevra, hoe kan sy gaan Bybels koop, met biere, ons biere gejaag, en allemaal nie, ek lieg nie vir julle nie. I don't imagine as die vir jou goeie bier dan kom ek op die Bybel. I'm telling you the truth. You know, there's another experience. Die Bybel het een keer geleën op die kooi. Ek dink ek het die Bybel gelees, maar ek het geweet wat om te lees en waar om te lees en hoe om te lees. Kyk, met een soos in die gordyne gaan so. Die wind waarbij die gordyne so, en terwyl die dinge so inkom, hy wind, toe gaan die blaaie net so, en ek oorval op die vers, en weet jy wat sê hy was? Die vers sê literally, daar was op die Afrikaanse Bybel, as julle nie vir julle gaan bekeer, as julle nie vir julle gaan bekeer, dan gaan julle net so omkom, soos die mense van Siloam omgekom het, onder die tower van Babel. As julle nie vir julle gaan bekeer,
Want dus ek moes nou hier, die kante, ek is nie meer warme gangster is nie, maar God sê vir my, as ek vir my gaan bekeer, dan laat ek net so omkom soos hulle. Ja. Ek lig nie vir julle nie. So, toe het broer die droom gehad, die laaste droom van die jacket, het vir broer nou Allemaal die droom het net so in plek ingeval, so, wat ek het nie geweet, like, God is besig om vir my te roep vir diepere dinge. This is why today I can go anywhere. I can go wherever. I can speak to gangsters, to prostitutes. I can speak literally to anyone who is in the world busy with worldly things. Because I have experience. I know where they are because I came out of them. So het die Bruno na die kerk gegaan, so wanneer het u weer bekeer daai dag met die invite, wat iemand het vir Bruno invite? Ja, na die invite. En tussen die sterren.